Goeiemôre aan elkeen van u. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus Christus, die naam bo alle name. Nou wil ek vir julle sê, dis nie per toeval dat u nou vandag hier sit nie. As ons boodskap vorder, sal jy sien dat die Here definitief u hier geplaas het vir oggend. En as jy gered is en bloedgewas is in die bloed van Christus, moet jy ander gaan vertel. Want as ons gaan stil bly, gaan die klippe dit uitskree en uitroep. Maar as jy dalk nog iemand is wat nie bloedgewas is nie, en wat nie die weg van saligheid mooi verstaan nie, is dit my gebed vandag dat die Gees self jou sal oortuig van dit wat gedoen moet word. Ek vra elkeen van u wat hier sit om jouself oop te stel vir die Gees. Moet asseblief nie vandag na 'n mens of 'n prediker luister wat hier bo staan nie. Luister na die stem van die Here, want daar's 'n boodskap vir elkeen van ons vandag. En mag die Heilige Gees vandag hier teenwoordig wees en werk soos wat hy wil. En dat geen persoon of geen magte omkeer nie. Kom ons sluit in die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir U dankie Here dat ons hier kan saam vergader. Here, dankie vir die siele wat U vandag bygevoeg het, Here, om te kom luister na U woord. Ek vra U, Here, om deur die Gees met elkeen van ons te spreek. Vader, dankie vir U woord, Here. U woord is daar vir ons gegee, Here, vir lering, vir onderwysing en teregwysing. Ek vra, Here, dat U vir ons sal openbaar, Here, ook die gedeelte wat ons vandag sal behandel, Here, 'n groot waarskuwing uit U woord uit, Here, en dat ons die waarskuwing sal vat, Here, en dit sal opdraai, dat dit 'n vreugde vir ons word, as ons al hierdie dinge sien en hierdie dinge hoor, Here, dat ons weet dat die tyd naby is. Ek vra U, Here, as die mense is wat seer het, Here, ons het ook so gehoor van Anita en haar familie, wat uitdagings het, Here, dalk huwelikstryd, finansiële stryd, siektestryd, wat ook al dit mag wees, Here, kom doen U die groot werk. Here, en as daar oortuigingswerk vandag gedoen moet word, kom doen dit deur die Gees, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan vandag 'n gedeelte saam lees in Genesis 19, 'n paar verse. Daarna gaan ons na 'n paar verse in die Bybel hermeneuties verwys. So die hele idee is dat jy nie vandag heeltyd hoef rond te blaai in die Bybel nie. As ons nou Genesis 19 is 'n primêre gedeelte waaroor ons gaan praat. Wanneer ons na die ander verse kyk, kan jy maar net luister, want op die ou ende gaan ons so deur die Bybel blaai dat ons nie kan fokus nie. Dit sal van die verse sal wel op die bord verskyn. As gaan ons maar net sê dit staan daar geskryf en dan as jy regtig 'n studie sou wou doen na die tyd kan jy dan gaan kyk na die tyd na die boodskap om die opsommings te doen, want as gaan ons te veel rondblaai en dit gaan dan uitdagend wees. Dis belangrik dat ons vandag luister. Dis belangrik dat ons vandag gefokus is op die woord van die Here en nie op onsself nie en nie wat mense wil hoor nie, maar dat ons gefokus is op wat God vir ons wil sê en deur sy woord is daar waarskuwings. Daar's baie waarskuwings in hierdie woord. Ons kan tog nie net die goeie praat nie. Ons het in die verlede gesê, ons begin by die slegte nuus, dat jy 'n verlore sondaar is. Maar ons moet eindig by die goeie nuus, dat daar vir jou 'n uitweg is deur Jesus bloed, en daar's net een uitweg, en sy naam is Jesus Christus. Want daar's net vir ons een naam gegee onder die son, waardeur ons gered moet word. So ons probeer die balans handhaaf. As ons praat nou oor die slegte nuus, ons bring dit na die goeie nuus toe. Ek wil hê dat jy vandag die geestelike ore sal spits, om te hoor wat die Heilige Gees vir sê. Ons gaan saam lees 'n gedeelte in Genesis 19, vanaf vers 12. Genesis 19, vanaf vers 12. Ek gaan begin om te sê, daarop sê die manne, ek wil net vir sê, wie sê die manne? Daar 2 engele vir Lot kom besoek, toe hy op die poort gestaan het. So as hy hier nou praat van die manne, is dit engele. Ons weet dit vandag, want dit is vir ons geopenbaar in die woord, vir die mense van daai tyd. En op daai stadium, het hulle nie geweet dis engele nie. Hulle het gedink dis mense, of manne, wat die woord van praat. So ek voel net, dit is belangrik om dit net uit te leer, want dit is belangrik om net die agtergrond te hê. Genesis 19 vers 12. Daarop sê die manne vir Lot, wie het jy nog hier, 'n skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy in die stad, bring hulle uit die plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here
en die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns en met sy dogters, wat met sy dogters sou trou, en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom aan die buitekant van die stad. Buitekant die stad. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergtes dat jy nie omkom nie. Dan ook vanaf vers 24 tot en met vers 29 van Genesis 19, vers 24. En die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat rook van die land opgetrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink. En Lot uitgelei uit die omkering, toe hy die stede omgekeer het, waar Lot woonagtig was. Ons lees net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons gelees het in Genesis 19, sien ons dat daar 'n boodskap was vir Lot. En hierdie boodskap vir Lot was vlug. Vlug vir jou lewe. 7 keer in hierdie Genesis 19 word die woord vlug, soos wat ons dit in die Afrikaanse Bybel het. Skyn kom dit 7 keer voor. So dis redelik ernstig wat hierdie manne vir Lot wil sê, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie. En moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergtes, dat jy nie omkom nie. Hier's 'n baie ernstige waarskuwing vir Lot hierso. Nou as 'n mens Genesis 19 vanaf vers 1 nou sou lees, sal jy sien dat Job het in die poorte by die hekke van Sodom gesit. Dit was heel waarskynlik sy beurt om die poorte te sluit van hierdie stad, hierdie groot stad. So hy was in diens en hy het dalk 'n diensrooster gehad, ons sal nou nie weet nie, maar dit was sy diens, sy beurt om die hekke te sluit. En terwyl hy so gesit en wag het vir die son om onder te gaan, het die strale van die son dalk nog vir die laaste keer so teen hierdie stad Sodom geskyn. En terwyl hy so sit, rustig sit dalk op 'n bankie voor die poort om te wag dat dit nou moet donker word, dat hy die poorte kan sluit, kry mens die gewaarwording of die indruk dat hy rustig gesit het en hy dalk die laaste sonstrale aanskou. Daar was op daai oomblik was daar nie druk vir hom nie, hy het net gewag dat die son moet ondergaan en hy het gesit en wag. Hy het rustig gesit en wag terwyl die laaste strale van die son dalk oor die geboue of oor die vallei of oor die hekke sou skyn, dat dit donker sou word, dat hy sy werk kan doen om hierdie hekke te sluit. Min het Lot geweet dat binne 24 uur van daai oomblik af daai stad nie meer sou bestaan nie. Min het hy dit besef dat daar 'n verwoesting oor hierdie stad sou plaasvind. Min het Lot besef dat dit
die heel laaste dag sou wees, aand sou wees, waar die son op hierdie stad van Sodom en dalk op hierdie hekke sou skyn. Min het hy geweet dit môre, net môre aand hierdie tyd, hierdie hele stad verwoes sal wees en dit sal in rook opgaan. Soos wat God se oordeele oor hierdie stad gekom het deur vuur en swaal wat God self gestuur het. En alles, alle mense, alle plante, alle diere is verwoes in hierdie streek saam met Sodom en Gomorra. Dis letterlik uitgewis. Min het Lot geweet, terwyl hy daar op die bankie of op 'n boomstom daar gesit en wag het vir die son om onder te gaan, dat dit spreek woordelik die stilte voor die storm sou wees, wat sal kom oor hierdie stad van Sodom en Gomorra. En net toe dit begin donker word, toe die tyd nou reg is, het Lot opgestaan, en hy het natuurlik nou na by die hekke toe beweeg, na die poorte toe, om die poorte te sluit, sodat daar nie mense kan in en uit beweeg nie, en dit is om die stad te beskerm. Dit was deel van die normale praktyk van daai tyd gewees. Maar net toe hy so opstap en na die poorte toe stap, en hy dalk probeer om die poort so toe te maak, toe sien hy 2 figure wat na hom aangestap kom. Hy sien toe 2 manne wat na hom aangestap kom, en hy het nie geweet, dis engele nie. En hy het vir hulle gesê, "Sjoe, julle is net in tyd, as julle nou 20 sekondes of 30 sekondes later was, moes julle nou maar hier buite slaap in die elemente, blootgestel in die elemente. Maar kom asseblief in, kom, julle is nou net in tyd. Kom, laat ons die hek sluit." Lot sluit toe die hek, en hy is vriendelik met die manne, en hy sê vir die manne, hoorie, kom sommer, dis nou al reeds donker, dis dalk nou 'n vreemde stad vir julle, kom sommer by my aan huis. Kom sommer saam met my huis toe. En dan het Job by hierdie 2 manne huis toe gevat, en die Bybel sê dis engele. Lot het nie geweet nie, niemand het geweet nie. Ons weet dit vandag. En hy het na hulle huis toe gevat, na sy huis toe gevat, waar sy vrou was, en sy kinders was, en hulle het hom met die 2 manne met die grootste gasvryheid bedien, wat hulle kon. Maar daardie 2 manne het nog daai selfde nag vir Lot 'n waarskuwing gebring. 'n Verskriklike waarskuwing. 'n Boodskap van God se troonkamer uit, reguit van God af. En ons het dit gelees in vers 12 en 13. Daardie aand bring daai 2 manne vir hulle, dis nou vir Lot en sy gesin, 'n baie spesiale, baie ernstige waarskuwing. En die manne sê vir Lot en sy familie, die dae van Sodom en Gomorra is getel. Dis verby. Die genadetyd van Sodom en Gomorra is verby. Die manne sê dat hulle gekom het om daai stad te verwoes. Die genadetyd, die genadedispensasie vir Sodom en Gomorra is verby. Maar hulle kom om vir Lot 'n waarskuwing te gee. Vlug. Vlug vir jou lewe, want teen môre is hierdie stad verwoes, uitgedelg deur God self, dat geen mens of dier oorbly nie. Die boodskap aan Lot is, Lot, neem jou vrou en jou kinders en jou skoonkinders en vlug, hardloop vir jou lewe. En daardie aand moes Lot kosteberekening doen. Hy en sy vrou, Tannie Lot, kom ons sê nou maar Tannie Lot, want haar naam is nie opgeskryf nie, moes sit om die tafel en kosteberekening doen. Hierdie huis van ons bou ons nou al dalk, en hierdie sê ek sommer net myself uit, waaroor hulle moontlik kon spekuleer. Ons het nou al 30 jaar lank gebou in hierdie huis, heel waarskynlik 'n dubbelverdieping huis, soos wat dit die gewoonte was in daai tyd, dubbelverdieping huis. Ons het hier opgebou, ons het hier groot geword, en ons het om hier af te tree, en nou is hier 2 manne wat vir ons sê, ons moet vlug.
En hierdie hele aand het Lot en sy vrou nie geslaap nie, hulle het getalm. Talm, hulle het teruggehou om te doen. Dis wat die woord talm eintlik sê. Hulle het teruggehou. Die hele aand het hulle geredeneer. En toe die son sy eerste oggendstrale in die ooste begin opkom, kom hierdie twee manne wat nou in 'n lys was vir hulle sê, kom, dit is tyd. Julle moet gaan. Tyd is verstreke. Dit is nou tyd, julle moet nou beweeg. En die woord sê, Lot het nog getalm. Hy en sy vrou en sy dogters het nog getalm. Met ander woorde, hulle het gewag voordat hulle in aksie oorgaan. Hulle het gewag voordat hulle iets doen. En terwyl hierdie son opkom en hierdie sonstrale duideliker begin word, lees ons, of wat ons gelees het in vers 15 tot 17, wat ons nou sommer in ons eie woorde gaan sê, die engel het vir hulle gesê, it is time, dit is tyd, julle moet kom. Maar hulle het nog steeds getalm. Hierdie twee manne gryp toe Lot en sy vrou in hulle hande, en hulle lei hulle uit tot by die poorte van hierdie stad. En hulle sê vir Lot, vlug vir jou lewe. En moenie omkyk nie. Moenie vassteek in die Jordaanvallei nie. Vlug vir jou lewe dat jy nie omkom nie. En dit was dan die laaste woorde wat hierdie engele vir Lot gesê het. En Lot het natuurlik gevlug en ons het self gelees dat Job se vrou toe nou teruggekyk het en wat het toe gebeur. So die tema wat ek vandag met u wil praat, met u wat hier sit vanoggend in die gemeente. Ek wil vir jou vanoggend sê, vlug vir jou lewe. Jy is dalk in gevaar en jy weet dit nie eers nie. Toe Lot daar gesit het by die stadpoort en die son is besig om te staan, was hy rustig en kalm. Hy was nie bewus van enige gevaar wat sal kom nie. Die boodskap aan jou vanoggend is vlug vir jou lewe, veral as jy nie bloedgewas is nie. Vlug vir jou lewe. Hierdie was 'n tydige waarskuwing. Met ander woorde, dit was 'n waarskuwing net in tyd gewees vir Lot. Vlug vir jou lewe, dat jou gesin gespaar sal wees. Ek wil vandag ook vir jou, oom, tannie, jongeling wat hier sit, ek wil vandag ook vir jou 'n boodskap bring. Soos hierdie engele vir Lot 'n boodskap gebring het. Ek is ook een van die diensknegte van die Here. Ek is net een van die geringste van die Here se diensknegte. Maar ek het ook 'n boodskap vir jou vanoggend hierso, of wat hier sit. En die Here het hierdie week op my hart gelê om vir jou vandag hierdie boodskap te bring. En dit is 'n tydige waarskuwing. Dis 'n waarskuwing net in tyd, 'n Bybelgefundeerde waarskuwing. En die boodskap is 'n boodskap omdat God jou liefhet. En omdat God vir jou omgee. En omdat God jou betyds wil waarsku. Jy kan in die Bybel gaan kyk, God waarsku altyd eers voor iets gebeur. Nou, ek wil ook vandag vir julle sê, en ek wil vir jou sê, dit was so kort en kragtige boodskap wat hierdie engele vir Lot gegee het. Daarom het ek ook vandag 'n kort en kragtige boodskap vir jou vanoggend wat hier sit. Ek wil vir jou sê, vlug vir jou lewe, want jou lewe is dalk in gevaar en jy weet dit nie eers nie. Net soos die boodskap wat die engele die aand aan Lot gebring het. En daar was 'n effek op Lot en sy gesin gewees toe die boodskap gehoor het, dat hulle moet vlug. Hulle het hulle kosteberekening gedoen. So bid ek ook dat Vader vandag jou sal openbaar en dat jy sal kosteberekening doen op dit wat ons nog gaan praat in hierdie boodskap. Dat jy die impak van hierdie waarskuwing sal verstaan en dat jy hierdie waarskuwing baie, baie ernstig sal opneem. Dat jy sal vlug vir die komende gevaar, want daar is 'n komende gevaar. Vlug vir jou lewe. En onder die tema vlug vir jou lewe wil ek dit graag opbreek in drie temas of in 3 dele.
Die eerste boodskap onder die tema is, wil ek vir jou hart en duidelik sê, so seker as wat die Here lewe, dan staan in sy woord, en die woord is die Here, staan daar kom weer 'n oordeel oor hierdie wêreld. Oor hierdie fisiese wêreld waarin ons lewe. Ek wil hê dat u nou moet wakker wees, dat u nou moet luister en dat u nou moet konsentreer. Hierdie is belangrik. Hierdie is belangrik sodat jy ook iemand anders te kan vertel. Ek wil dit vandag vir jou in eenvoudige Afrikaans sê. My vriende, daar kom weer 'n oordeel van God oor hierdie aarde. Bybelse profeseë maak dit duidelik dat net soos daar oordeele was van God in die stede van Sodom en Gomorra, net so gaan daar oordeele wees aan die einde van die tyd. Die Here het by 'n geleentheid self gesê, en dit staan in Lukas 17 geskryf. Die Lukas 17 kan ons opstom, en Jesus het self gesê, soos in die dae van Lot, so sal dit wees, is ook die versie wat ons gelees het, toe ons die afkondiging gedoen het. So sal dit wees in die dae van die Seun van die mens. Net so sal dit wees in die dag, wanneer die seuns van die mens geopenbaar word. Net soos wat Lot in die stad gesit het, en 'n waarskuwing gekry het, en die waarskuwing gevolg het en gevlug het, en die Here die stede met vuur en swaal vernietig het. Net so gaan die Here in die eindtyd ook sy bruid kom haal, om jou te beskerm teen sy oordeele, wat hy op die aarde gaan bring. So daar's vandag vir jou 'n waarskuwing. Maar net soos wat die Here vir Lot en vir Noag gered het, sal God jou ook red, mits jy natuurlik die bruid is van Christus, 'n wedergeboorte, kind van die Here. Wat sê Petrus? Wat sê Petrus oor hierdie? Wat sê Petrus in die Nuwe Testament oor hierdie wat in Sodom en Gomorra gebeur het? Kom ons lees dit in 2 Petrus 2 vers 6. Net 'n versie. Ek gaan sommer dit net vir u lees, of dit sal op die bord skryf. Wat sê Petrus in die Nuwe Testament van dit? Daar staan, en die stede van Sodom en Gomorra tot aste verbrand, en hulle tot ondergang veroordeel het. Hoekom is dit gedoen? Omdat hulle goddeloos was, ons weet hoekom het dit gedoen, maar luister verder. En as 'n voorbeeld gestel het vir die toekomstige goddelose sou wees. Met ander woorde, dis 'n voorbeeld ook vir die goddelose mense wat in die toekoms sou lewe. God het Sodom en Gomorra geoordeel oor hulle sonde. En ons gaan nou 'n bietjie kyk wat se sonde hulle gedoen het. So sê die Bybel, so sê die woord in 2 Petrus 2 vers 6, dat dit ook as 'n voorbeeld gestel is vir die toekomstige mense, vir my en vir jou vandag hier. Luister nou mooi, hierdie is 'n voorbeeld van wat gebeur as ons aanhou en volhard in die sonde en nie by Jesus Christus uitkom nie. Die Bybel praat van 'n oordeel. Oor en oor in die Bybel praat die woord, daar kom weer 'n oordeel oor die goddelose mense van die wêreld. Paulus, wat die grootste teoloog was in die Nuwe Testament, behalwe Jesus Christus, het in Athene, in die stad Athene, in Griekeland, op so klip verhoog gestaan, amper soos hierdie, dalk net 'n bietjie hoër, wat hulle noem die Areopagus. En dis waar die praatjiemakers en die vermaaklikheidsmense opgestaan het, om dalk nou 'n vertoning te gee. En Paulus het op hierdie Areopagus gaan staan, en hy het met die mense van Athene toegespreek. En wat het hy gesê? Kom ons kyk, wat het hy gesê? In Handelinge 17 vers 30 en 31. Hy het die mense van Athene toegespreek en gesê, God het dan die tye van die onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Vers 31. Omdat hy met 'n hoofletter
'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Paulus praat hier van 'n dag. 'n Dag wat deur God bepaal is. 'n reeds vasgestelde dag in die toekoms. Ernstig, niemand ken die datum nie, net God dit. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, dat op God se almanak is daar op 'n dag met 'n rooi pen 'n kringetjie getrek om 'n datum. En dit is die dag wat God weer die aarde gaan verwoes met vuur en swaal. Net God alleen weet wat 'n datum dit is. Maar Paulus sê daar's reeds 'n vasgestelde dag. En ek kom vandag om jou te waarsku dat daar 'n oordeel van God kom op hierdie aarde. Die vraag is jy reg? Is jy gered? 2 Tessalonisense 1 vers 8 sê, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hier's 'n waarskuwing. Jy weet, daar's meer waarskuwing in die woord as in enige ander boek wat daar is. Ja, oor en oor sê die Bybel dit. En kom vandag by die boodskap uit. By die boodskap, daar kom 'n oordeel. Vlug vir jou lewe. Jy is in gevaar en jy besef dit dalk nie eers nie. Toe Lot daar by die poorte gesit het en hy was rustig en hy was kalm terwyl hy gewag het vir die strale om onder te gaan. Net so is daar mense in die wêreld vandag wat rustig is, wat kalm is. Alles is maar net reg. Alles gaan maar net aan. Ek wil vir jou vra, as jy vandag die reënboog sien nadat dit gereën het, wat is die eerste ding wat in jou gedagtes opkom? Die eerste ding wat in ons gedagtes opkom is, dat daar 'n sonvloed was. En na die sonvloed het God die reënboog daar gestel. En God het gesê, die reënboog is 'n teken dat ek nooit weer die aarde sal verwoes met water nie. Want net soos in die dae van Noag, so sal dit wees ook in die dae van die seuns van die mens. Maar as ons verder kyk na die reënboog, is dit ook 'n waarskuwing. Daar kom weer 'n oordeel. En hierdie keer nie deur water nie, dit kom deur vuur en swaal uit die hemel. Soos wat God Sodom en Gomorra verwoes het. Daar kom 'n oordeel oor die hele aarde. Net soos wat Lot rustig daai aand gesit het en nie bewus was nie. So is daar baie mense vandag wat aan die slaap gesis en in die slaap gepreek word. En jy moet tog net hoor hoe mooi en oulik is jy nou eintlik. En watter kampioen is jy nou eintlik, in plaas dat daar verkondig word, kom by die Here uit. Kom by die Here uit. Bekeer jou, want daar kom 'n oordeel oor hierdie aarde. Net so is daar baie mense wat vandag kalm sit. Daar is geen probleem nie. Almal is so gelukkig en tevrede. Daar is mos leiers aangestel in die politiek, in die werksplek. Daar is mos mense aangestel om met hierdie dinge te deel. En nou raak ons rustig en ons raak kalm. En hierdie boodskap is nie 'n boodskap wat vrees in jou hart aanwakker nie. As jy 'n bloedgewaste kind is daar 'n blymoedigheid in jou hart. Jy word eintlik bly dat jy kan sien hierdie profesie word voor jou oë vervul. Daar kom 'n oordeel, 'n wêreldoordeel, my vriend. My raad en my boodskap vandag is 'n boodskap van liefde. Dis 'n boodskap van God se genade. Dis 'n boodskap om vir jou te sê dit is nog nie te laat nie. Dit is nog nie te laat nie. En nie een van ons wat vandag hier sit, gaan sê ons het nie geweet nie. So die eerste gedagte onder hierdie vlug vir jou lewe is, daar kom weer 'n oordeel oor hierdie aarde. Die tweede gedagte, wat is die rede vir hierdie komende oordeel? Van die oordeel van vuur en swaal in die aarde.
Waarom het God dan die stede van Sodom en Gomorra geoordeel? Ons moet gaan kyk, hoekom het God die stede van Sodom en Gomorra geoordeel? Want Jesus trek parallelle lyne aan die tyd van Noag en die tyd van Lot, aan in die eindtyd. Hy trek lyne. En as jy hierdie lyne kan raak sien, dan kan jy sien hoe ver ons gevorder het op die horlosie van God. Die Ou en die Nuwe Testamente van die Bybel sê vir ons presies die redes waarom die stad geoordeel word. Onthou, dit is vir ons opgeteken ook as 'n voorbeeld vir die toekomstige geslag. Vir my en vir jou. Dis ook hoekom dit opgeteken is. Ek wil hê jy moet nou verstaan dat daar parallyne, daar ooreenkomste is, parallelle lyne getrek word. Dinge sal dieselfde wees, dit sal eenders wees, soos in die dae van Lot, so sal dit wees aan die einde van die tyd. En waarom het God Sodom en Gomorra verwoes? Ek weet nie of jy dalk weet wat die antwoorde is nie, maar kom ons som dit op. Die kort antwoord is vanweë hulle goddeloosheid. Vanweë hulle God onteerende gedrag wat hulle gehad het. Vanweë hulle God tergende gedrag wat hulle gehad het. Opgesom is dit die rede hoekom God die stad Sodom en die stad Gomorra verwoes het. Vanweë die goddeloosheid, vanweë die verskriklikheid van die sonde van die mense van daai stad, het God daai stad verwoes. En dan in Genesis 13 vers 13 staan daar duidelik geskryf, die mense van Sodom en Gomorra was sleg. Dis die woord wat in die Bybel staan. Hulle was sleg en hulle was groot sondaars. En dan, ons het nou in Genesis 19 gelees. Kom ons gaan net terug na Genesis 18 toe. Ek gaan vir julle vinnig vertel wat het daar gebeur. In Genesis 19 het ons nou gaan lees van Lot en hoe die stad verwoes is. In Genesis 18 het dieselfde twee engele aan Abraham verskyn. Nou Abraham was 'n vriend van God genoem. En dieselfde twee engele het aan Abraham verskyn met 'n boodskap van God. En dieselfde twee engele het vir Abraham gesê, Abraham, ons gaan Sodom en Gomorra verwoes. Want die woord in Genesis 18 staan daar, want die sonde roep om wraak. Jy sien, hier's nou 'n groot ding. Die sonde roep op wraak. Wat beteken dit? Jy sien, ons het 'n regverdige God wat ons dien. Sonde kan nie ongestraf laat bly nie. Sonde moet gestraf word. Daarom roep hierdie sonde om wraak. Die enigste manier hoe hierdie sonde nie om wraak roep nie, as jy tot by Jesus Christus kruis kom, vra Jesus Christus om jou te vergewe, en dat sy bloed jou reinig van al die sondes. Maar hierdie sondes van Sodom en Gomorra het geroep op wraak, want hulle is ondergeskik aan God se natuurwette. Ons praat oor die redes hoekom God Sodom en Gomorra verwoes het. En waarom God aan die einde van die tyd weer die wêreld sal verwoes? Oor die presiese selfde redes. Want daar's parallelle lyne getrek. Soos in die dae van Noag, soos in die dae van Lot, so sal dit wees in die dae van die seun van die mens. My vriende, almal van ons wat hier sit, jonk, oud, almal van ons leef in die 21ste eeu. Julle leef in hierdie postmoderne 21ste eeu. Die goed wat ek vandag met u wil oor gesels, oor hoekom dit gebreek is en Sodom en Gomorra verwoes is en hoekom dit geroep het en wat is weer besig om gebeur. En dit is my hartsbegeerte dat die Gees klappe van die mense se oë sal afval om te sien wat het gebeur, want dat is vir ons as 'n voorbeeld opgeteken. Daar is in vandag se tyd 'n
'n totale morele revolusie in hierdie wêreld. Jy moet dit hoor wat ek vandag vir jou sê. Hoe nader ons na die einde van die tyd gaan, ek praat nie eers van die nader in jou eie liggaam nie, want niks is gewaarborg dat ons by daai deur gaan uitstap of volgende week wie gaan aan. Behalwe in jou eie liggaam, wat jou tyd relatief kort oor is. Behalwe vir dit. Hoe nader ons aan die einde van die tyd beweeg, sal die mense al hoe slegter en al hoe vuiler word. Openbaring 20 vers 11 sê, en die wat vuil is, sal nog vuiler word. Hulle gaan vuiler word, die mensdom daar buite, as jy nie in Christus is nie, gaan vuiler word, gaan slegter word, groter seksuele sondes sal gepleeg word, en ons gaan nou so 'n bietjie daaroor gesels. En daar is 'n massa van mensdom wat op die verlore pad is. Dit sê die woord. Dis nie ons wat dit sê nie, die woord sê, breed en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie sondes van die mense wat roep, nie op aarde dat ander mense dit kan hoor nie, wat roep in God. En ons het gesê reeds, hoekom roep die sondes? Dit roep om wraak en vergelding. Dit roep in God se ore, hierdie sondes, soos jy nou iets in die donkers doen, of agter geslote deure, en jy dink niemand sien jou nie. Daai sondes roep uit voor God, want dit moet gestraf word. Jy kan of dit bely, laat staan, en die Vader vergewe dit, en hy gooi dit in die diepste van die see, of jy kan sê, dis 'n ou vrou storie man, ons glo nie meer nie, ons is nie oudtydse mense nie man. Daai goed bestaan nie meer, nou wil ek vir jou sê, dit roep in God se ore. Wat is van die redes hoekom God Sodom en Gomorra vernietig het? Een van die redes is, een van die grootste redes is natuurlik sodomie. Die wat nie weet wat sodomie is nie. Ons het dit 'n nuwe naam gegee in vandag se tyd. LGBTQ. Lesbian, gay, bisexual, transgender, al daai goed. Sodomie is tot gekoppel aan die stad van Sodom. Ons aanvaar dit, maar is ons eie. Maar kom ons trek die kringetjie so bietjie kleiner, so bietjie nader na onsself toe in die tyd waarin ons lewe. As ons Efesiërs 5 vers 3 lees, as jy dit daar kan op die bors sit, Efesiërs 5 vers 3, maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiligste betaam. Ek wil graag vir jou 'n guns vra. As jy nou e-sort het op jou komputer of jy het 'n program, gaan kyk bietjie wat beteken die oorspronklike Griekse woord wat hierdie vers sê, maar hoerery. Wat beteken, wat is in die eerste plek die oorspronklike Griekse woord? Onthou, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, want dit was 'n wêreldtaal, in die Ou Testament in die Aramees en Hebreëus. Hierdie was in Grieks geskryf, die oorspronklike geskrifte. Wat is daai woordjie hoerery? Wat beteken dit is? En ek gaan vir julle sê wat dit is. Maak daagie uit, gebruik 'n elektroniese program of Google of enigiets en jy gaan sien wat dit beteken. Daai woord maar hoerery in Grieks is porneia. Porneia. En dit is waar pornografie ook se woord vandaan kom in ons taal. Nou bring ons dit bietjie nader. Nou kan ons sien dat die kringetjie nou bietjie kleiner word. Nou kan ons sien dat ons nie meer tyd het verspeel nie. Hierdie dinge is nie meer iets vers daar in Sodom en Gomorra se tyd nie. Met 'n druk van 'n knoppie het jy toegang tot hierdie goed wat die woord ons waarsku. En dit roep uit in die hemele vir oordeele en vir wraak. Aborsies. Nou dis 'n boodskap op sy eie. Aborsies wêreldwyd. Volgens die navorsing en volgens die statistieke wat elke dag verander, gemiddeld 200,000 per dag in die wêreld. In ons eie land
hier in die suidelike halfrond, in die suidpunt van Afrika, gemiddeld, gaan verifieer dit, 1260 gemiddeld per dag. En die Bybel beklemtoon die heiligheid van lewe. Gaan lees Psalm 139 en jy gaan sien, hoe beskryf God die individu voor 'n persoon gebore is. Selfs in Jeremia 1 vers 5 staan die volgende woorde. En nou praat ons met elkeen van u en elke lewende wese. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou 'n profeet van nasies gemaak. Ons mensdom het die goed ingestel wat nie veronderstel was om onderhandelbaar te wees nie. Dis die tekens waarin ons lewe. Hoor wat het Jesus self gesê in Matteus 10 vers 14 vir sy disippels. So, daar's genoeg sondes wat gepleeg was. En ek gaan vir u sê, daar's nie 'n sonde in Nigel wat vandag gepleeg word, wat nie daai tyd gepleeg word. Inteendeel, dink ek, daar's so 'n paar ekstra by in ons moderne tyd waarin ons leef. So net in Nigel, net in die dorpie wat ons vandag leef, is dieselfde goed gedoen wat in Sodom en Gomorra gedoen word. Wat het Jesus vir sy disippels gesê, Matteus 10 vers 14? En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Vers 15. Hoor wat sê vers 15. Jesus self het dit gesê. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir daardie land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. Daar staan geskryf deur Jesus self. Die mense van die stad van Sodom en Gomorra, dit sal vir hulle meer draaglik wees as in die oordeelsdag. En dit is ook hoekom ons vandag hierdie boodskap het. My derde gedagte, die laaste gedagte oor hierdie is, so waarna toe moet ek en u vlug? Noag, hulle het gevlug, hulle moes 'n ark bou, 120 jaar lank moes hulle die ark bou. Lot is gekom, gewaarsku, hulle moet vlug na die gebergtes. Nou is die vraag, waarna moet ek en jy vlug om hierdie nie te sien nie? Die Here het vir Lot hierdie voorskrifte gegee, vlug na die gebergtes. Maar waar gaan ek en jy in vlug? Wat bedoel ek as ons sê, vlug vir jou lewe? Waarna moet ons vlug op hierdie aardbol? Luister, die Bybel sê, daar is 'n manier om hierdie dinge te ontvlug. Daar is 'n pad uit. En die pad se naam is Jesus Christus. En nou begin ons vir die goeie nuus bring. Daar's goeie nuus in Jesus Christus. Lukas 21 vers 36 sê, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Weereens hierdie Griekse woordjie van vlug is ekphigo. Dit beteken letterlik om te vlug. Jesus Christus gaan sy bruid kom haal voor sy oordeele op hierdie aarde is. Voor hy hierdie wêreld gaan vernietig in vuur en swaal. Hy gaan die eklesia, die bruid van Christus, kom haal. Is jy reg om saam te gaan? Is jy reg om saam te gaan? 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Daar kom 'n oomblik wat Jesus Christus sy bruid kom haal. En daarna kom die oordeele, God se oordeele, die aarde. Daarmee sê ek nie dat jy nou 'n reeds verdrukking gaan hê en swaar tye gaan hê nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê voor God se oordeele
oor die aarde uitgegooi word, soos in Sodom en Gomorra, sal hy sy bruid kom haal. Daar is dan net een manier om dit te ontvlug. Ek moet na Jesus te vlug. Ek moet na Jesus te vlug. Hy is my redder. Hy is my saligmaker. Net hy kan my sonde vergewe. Luister, die bloed van Jesus Christus, God se seun, reinig ons van alle sondes. As ons sondes bely en laat staan, hy is getrou en regverdig om ons al ons oortredinge te vergewe. As ek na Jesus toe kom met berou en belydenis van my sonde, en ek sê vir die Here, Here, uit my eie uit verdien ek die hel. Niks meer as die swaalrekende hel. Nou gaan ons verder as net Sodom en Gomorra, want hierdie is nog, Sodom en Gomorra is maar nog dinge wat op die aarde gaan plaas. Ons gaan nog verder. Wat is die gevolge as jy nie Jesus in jou hart lê nie? Ons kan nou lank gesels oor Sodom en Gomorra en wat nog gaan gebeur, en ons gaan ook nog baie daaroor gesels. Laat ons voorbereid wees dat ons mense kan waarsku. Maar op die einde van die dag, as jou saak nie reg is nie, gaan Jesus vir jou sê, gaan weg van my af. Ek het jou nooit geken nie. Na die poel van vuur, waar die wurm nie sterf en die vlam nie uitgeblus kan word nie. Daarom het Jesus ook gesê, veel erger is dit dan vir die mense wat nie luister, as net die mense wat in Sodom en Gomorra doodgebrand het. Ek wil weer vir jou sê vanoggend, jy is in 'n gevaar, as jy nog nie by die Here uitgekom het. En jy weet dit dalk nie eers nie. En as ek die tye reg lees met Bybelse profesie, dan lyk dit vir my of ons, almal van ons, in die doodsnikke van die genade tyd lewe op aarde. Selfs in ons eie lewe. Ons leef in die laaste dae. Volgens my is ons die laaste geslag op aarde, voor ons hierdie dinge gaan sien gebeur. Dalk nie noodwendig in jou lewe nie, maar baie gesluit in hierdie geslag van tyd nie. En jy het nodig om te hoor, om te vlug vandag. Jy het 'n vlug, jy moet vlug vir jou lewe, want daar's 'n gevaar, en die meeste mense daar buite weet nie eers, hulle is in die gevaar nie. Daar kom 'n verskriklike oordeel. Ek sluit af, my vriende, ek sluit af. Daar is 'n spesiale guns aan Lot bewys. Ek wil nou hê, jy moet net die gedagtes bietjie laat gaan, want ons ken teen dele, en ons sal eendag eers teen volle ken. So ons ken net teen dele, en ons ken net dit wat die Here aan ons openbaar. Maar wat ons lees in hierdie gedeelte, is dit duidelik dat Lot 'n spesiale guns ervaar het by God. Hoekom het hy spesiale guns gekry by God? Hoekom het die engele vir Lot kom waarsku en nie vir die ander mense van die stad nie? Dis iets om oor na te dink. En as ek in hierdie gedeelte, en ek vat dit net in Genesis 18 en 19, gaan ek vir die antwoord gee. Daar's dalk baie ander redes, maar een van die redes wat ons raak lees in Genesis 18 en 19. Het jy opgelet dat ons gelees het van Abraham? En hy het geweet, toe die engele vir hom kon sê, Sodom en Gomorra gaan vernietig word, hy het geweet, hy het familie, Lot en sy gesin in Sodom en Gomorra. Hy het gebid vir Lot en sy gesin, vir sy familie, en het vir die Here gevra. Die vriend van God, soos wat Abraham is, het vir die Here gevra, Here, sal u die regverdiges dan saam vernietig? Sal nie dalk as daar net 50 mense regverdig is in Sodom en Gomorra, die stad spaar nie? En God het vir hom gesê, Abraham, as daar 50 mense sal wees, sal ek die stad spaar. En dan het Abraham weer na God toe gegaan. Jy kan die hele verhaal in Genesis 18 lees. Hy het gesê, Vader, vergewe my dat ek weer spreek. Ek kom nederig na u toe. Ek kom vra u, wees asseblief geduldig met my. As daar 40 mense sal wees, sal u die stede van Sodom en Gomorra, waarin Lot bly, spaar? Ja, sê die Here. As ek 40 mense kon vind,
sal ek hierdie stede spaar. En Abraham kom na die Here toe, hy sê, Here, ag, vergewe my dat ek jou vra. Vergewe my dat ek spreek, Here. Ek kom uit nederigheid na U toe. Here, as daar dalk 30 mense sal wees. Here, sal daar dalk 20 mense sal wees. Op die ou einde gaan Abraham en goed, hy sê, Here, as daar net 10 mense sal wees in hierdie stad, sal U hierdie stad spaar. En die Here het hom geantwoord en gesê, ja, Abraham, as ek 10 mense, regverdige mense sou vind, dan sal ek Sodom en Gomorra spaar. Nou, ons is meer as 10 vandag in die kerk. Daar was nie 10 nie. Daar was nie eers 10 nie. Nou, ons weet, Lot was 'n regverdige man, dit staan geskryf. Maar een van die redes is omdat Abraham tot die Here gebid het en gevra het, spaar asseblief hierdie regverdige Lot ook, want dit is my familie. Nou wil ek vir jou vra, wie dalk vanoggend vir jou gebid dat jy vanoggend hierdie boodskap moet hoor? Wat is nou die verskil tussen wat Abraham gedoen het en wat ander mense gedoen het? Is daar nie dalk mense wat vir jou gebid het vanoggend om vanoggend hier te wees om hierdie waarskuwing te hoor nie? En as jou saak reg is, kan jy uitgaan en dit ook vir ander vertel. So een van die redes hoekom Lot 'n uitsondering was, is omdat Abraham vir die Here gevra het en gebid het om Lot te bewaar. Ek gaan vir u 'n versie lees. Genesis 19 vers 29. Ek praat van hoekom is Lot uitgesonder? Hoekom is u vandag hier in hierdie diens? Hoekom kry u vandag hierdie waarskuwing en nie ander nie? Hoor wat sê Genesis 19 vers 29. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes. Terwyl God dit doen, wat het God gedoen? Het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. Liewe vriend, oom, tannie, daar's dalk iemand wat vir jou gebid het. En terwille van jou gebed wil die Here ook vir jou vanoggend gee. Hy wil vir jou sê, vlug vir jou lewe. Gaan vertel vir die ander watter familielid het nie dalk vir jou gebid nie, as jy dalk nie gered is nie, dat jy vanoggend hier moet wees. Weet jy vandag gesê, kom saam met ons kerk toe. En dan wil ek verder vra, ek wonder hoeveel kerke doen en bid nog vir die verlore gaande wêreld daar buite. Dit is 'n opdrag vir die Here. En ons moet bid, want dit is 'n opdrag vir die onbekeerde, goddelose mense daar buite. Ek weet vandag dat vir hierdie diens daar baie mense gebid het. Selfs vanoggend in die bidkamer het ons gebid oor hierdie diens. En dis een van die redes wat ons kan vind in die woord, en spesifiek in Genesis 18 vers 19, hoekom daar guns gegee is aan Lot om hom te gaan waarsku. Daar's mense wat gereeld bid vir die ongeredde mense daar buite, en dit is dan ook 'n boodskap vir die mense wat gered is vandag wat hier sit, dat ons moet aanhou bid vir die mense daar buite. En jy kry vandag 'n tydige, ek wil amper sê 'n intyd waarskuwing. Jy kry 'n waarskuwing van liefde, en die waarskuwing is, vlug vir jou lewe, dat jy nie omkom nie. En nou praat ons nie net van op aarde en nie die vlees nie. Ons praat vir 'n ewige dood wat daarna is. God help ons dat ons gehoorsaam kan wees, dat jy God se genade sal vind, en dat ons kan gaan vertel van ander. Markus 9 vers 43, jy hoef dit nie te lees nie, almal ken dit. Staan daar geskryf. As jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dis beter om in die hemel in te gaan met een hand, as om in die hel te eindig met 2 hande. As jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter om krepeel in hierdie lewe te wees, as om 2 voete te hê en gewerp te word uit die onblusbare vuur wat wag
As jou oog jou laat struikel, ruk dit uit. Pluk dit uit, is die woord wat die Bybel. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as met al twee oë in die helse vuur. Verse tot nadenking van hierdie week, hierdie waarskuwing. Ek sluit af en mag die Here ons help en genadig wees. Mag die Here ons wysheid gee. En ek wil vir jou vra om nie vandag hier uit te gaan as jou saak nog nie reg is nie. Vra vir iemand om vir jou te bid. Gaan na die bidkamer. Geen mens kan jou red nie, God kan jou red. Maar iemand kan dalk vir jou die weg na saligheid verduidelik. Ons sluit die oë. Ons wonderlike Hemelse Vader, ons sê vir U dankie Here vir U woord. Dankie dat die woord vir ons opgeteken as 'n waarskuwing, Here, oor dit wat kom. Vader, ek vra, Here, dat U ons almal sal gereed maak. Vader, vir as U U bruid kom haal, laat ons lampies vol olie sal wees, Here. Laat ons gereed sal wees. Vader, ek vra, Here, dat U ons kragtig sal gebruik in hierdie wêreld, Here, en dat ons sal uitgaan en gaan verkondig dit wat U vir ons gedoen het, en dat daar 'n weg is na saligheid, Here, en dat daar 'n naam is waardeur ons gered moet word. Amen.